Baie dankie. Ag, dit is vir ons regtig lekker om hier te wees. Hoe het jy vergeet? Oeg, amper het ons nou hier opgedaag. Nee, daar sal nou nie vanaand 'n diens wees nie as gevolg van die Vadersdag en ook môre se lang naweek. Heelwat is weg of gaan weg vir die dag en so aan. So toe is besluit dat die diens word dan afgestel vanaand. Ek wil ook net vir u sê, ek sit met 'n hoesprobleem. Ek is glad nie siek nie, niks nie, maar ek het net so hoes by wat oor my kom. So verskoon my as ek so nou en dan hier agter wegraak en net so 'n noot of 3 hoes, maar ons vertrou regtig dat die Here ons sal deurdra. Ek het gister 'n praatjie aangebied by 'n gemeente en toe het ek die hele tyd deurgegaan en een keer gehoes. En toe vra ek asseblief liewe Jesus vanmôre nog minder as gister by die praatjie. So ons vertrou dit sal goed gaan met ons hier op die kansel. So baie dankie. Nou ons gaan nie nog 'n lied sing nie. Daarom vra ek u asseblief om u Bybel oop te maak by 2 Korintiërs hoofstuk 5. 2 Korintiërs hoofstuk 5. En ek gaan van die eerste versie vir ons voorlees. Twee Korintiërs 5 vanaf vers 1 lees ek vir ons voor. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang ons om met ons woning uit die hemel oorkleed te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Ek lees net tot daar uit die woord van die Here. Kom ons sit net so, en dan maak ons oë toe en ons buig ons harte, dan gaan ons hierdie diens in gebed aan die Here afgee. Dierbare Here, baie dankie, omdat u dit goed gevind het in u raadsplan, om ons te spaar en hier by mekaar te kan bring by mekaar te gebring het vanmôre, om uit u woord uit te lees. Ons is dankbaar omdat ons u woord in ons eie taal het en dat ons kan verstaan wat ons lees. Maar ons is ook dankbaar om te kan weet die Heilige Gees is hier in ons midde en hy is opgewonde om die woord in ons harte te kom oopbreek, om dit in ons harte te verklaar en dan ook om in ons harte te werk, die geloof en die aanvaarding om daders te word van u woord. Baie dankie vir die wonderlike voorreg om voorbidding te kan doen. Here, u het vanmôre in stilte aangehoor elke naam wat hier genoem is vir wie daar gebid moet word. En ons het vrymoedigheid om vir hulle te kan bid, omdat ons leer in die Bybel dat ons het juis die vrymoedigheid omdat u ons hoor
as ons iets vra in U naam. Here, U ken elkeen se situasie. U ken elkeen se pyn en verdriet, se siekte, elkeen se behoefte en begeerte. En ons buig nou as gemeente voor U en ons bid vir hulle, ons tree vir hulle in, dat U hulle asseblief in U liefde sal raak sien, dat U in U liefde genade aan hulle sal bewys, dat U hulle sal oprig, dat U hulle sal bekragtig, gesond maak, en dat U hulle sal opstuur hierheen met die een uitsluitlike doel, om te kan kom getuig en vir ons te kom vertel wat U vir hulle gedoen het. Baie dankie, ons bid dit. Here, ons het vrymoedigheid ook om dit te kan vra, omdat U vir ons geleer, U leer U ons uit die woord, in U woord, dat U vir ons krankhede ook aan die kruis gesterf het. Maar ons buig ook vanmôre laag voor U vir ons land. Here, U weet wat in ons land aan die gang is. En ons bid vir ons regering. Die Bybel leer vir ons, U het hulle aangestel. En die Bybel leer vir ons dat hulle gaan teenoor U rekenskap gee eendag oor hoe danig hulle oor ons geregeer het. En daarom bid ons vir U, Here, asseblief, dat U beginnende by hom wat aan die hoof staan van die regering, dat U hulle siele uit genade sal red, dat U hulle in hulle geestelike harte, in hulle gemoed, deur die stem van hulle gewete met hulle sal praat, dat hulle sal insien in U lig. Here, hulle het met U te doen, hulle het nie met mense te doen nie. Ons bid dat U hulle genadig sal wees in die opsig, dat hulle lewens aan U sal toewy, elke een van hulle, en dat hulle U wil en begeerte, nie net vir hulle lewens nie, maar ook vir ons as land se lewens sal soek. Baie dankie, ons kan dit bid. Here, ons bid ook vanmôre vir Israel, dit is U volk, en ons sien en ons hoor wat aan die gang is, en dis alles tekens wat vir ons daarop dui, dat U koms is baie naby. En nou wil ons vra dat U hulle sal bekragtig, dat U hulle sal beskerm teen die aanslag van die bose, en dat U vir hulle ook insig en wete en sekerheid sal gee, dat U is in beheer daar. Beskerm hulle teen die aanslag, teen die aanvalle, die volk daar, beskerm hulle, Here, en verheerlik U self. Laat ons as wêreld wat kyk wat daar aangaan, dat ons sal insien, U is die God wat verlos. U is die God wat in beheer is. Dankie, ons kan dit ook bid. Baie dankie, ons kan bid ook vir ons kerk. Here, dat U waar die woord vandag in waarheid en krag verkondig word, dat U Uself sal openbaar, dat U siele sal red, dat U siele sal heilig, dat U opnuut vir ons sal inspireer, U kinders, om te leef oorgegee, heilig teenoor U. Ons bid, Here, dat U ons kerk, hulle wat aan die hoof staan, dat U hulle sal seën met insig, met wysheid, dat hulle dit sal doen tot eer van U naam, en dat hulle U sal verheerlik. Baie, baie dankie. Spreek ook, Here, hier in ons midde, neem U regmatige plek in tussen spreker en hoorder. Spreek ook in ons land waar die woord vandag in waarheid en krag verkondig word. Bereik U goeie doel, Here, en inspireer ons deur U werking, deur U liefde en 'n werking van die Heilige Gees, om oorgegewe en heilig te lewe tot eer van U naam. Ons bid dit met dank in ons harte, omdat ons weet, U is die beloner van wat ons bid en vra. Amen. Nou, liewe broer en suster, vriende, ons wil na aanleiding van die gedeelte wat ons gelees het, met U praat rondom vers 9. Nou, dit is baie duidelik dat Paulus hier geskryf het, of hy nou inwoon, dit beteken of hy nou lewe en of hy doodgaan. Hy wil alles doen tot eer van die Here. En per implikasie moedig hy ons ook aan, dat ons, terwyl ons nog hier is en die geleentheid het om te kan lewe, tot eer van die Here, diensbaar vir die Here, dat ons so sal lewe. Nou, ek wil net vers 9 net vir u weer lees. Hy sê, daarom lê ons ook ywerig daarop toe. Hierdie ons is kinders van die Here.
Paulus skryf hier vir kinders van die Here. Hy sê, daarom lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon, of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Dit beteken, as ons hier is in die lewe, moet ons so lewe dat ons hom welbehaaglik sal wees. En as ons gaan sterwe, moet ons so gereed wees dat ons sterwe om 'n mooi so van hom aan te hoor. Want nou sê vers 10, hy sê, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Kinders van die Here moet voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het. Of dit goed is, of kwaad. Elke een van ons gaan rekenskap gee en voor die Here verskyn. En ek wil nou vanmôre net so voordat ek aangaan met die boodskap, want ons wil met u praat rondom die sentrale gedagte, ywerig begeer. Maar ek wil vir u so sê, dit gaan 'n wonderlike dag wees, 'n wonderlike geleentheid wees, om voor die Here Jesus te verskyn. Nou ken ons ten dele, maar daar kom 'n dag as ons hom gaan sien, hier by die regterstoel, waar ons ten volle gaan ken. En dink net die wonderlikheid daarvan, as ek in sy oë kyk, en ek sien sy liefde vir my, en ek sien wat ek kon gedoen het, en ek sien wat ek gedoen het met sy krag en sy genade, en hy, nou vry vertaal ek net, ek praat nou menslik, en hy kyk my in my oë, en hy sê, mooi so my kind, mooi so. Ek wil vir u sê, kinders van die Here gaan blydskap en vreugde en vrede ervaar, ongekend aan dit wat ons in hierdie lewe beleef. Maar nou is die teendeel ook waar. As ek voor hom gaan staan, en ek kyk in sy oë, en ek sien sy liefde en genade, en ek sien wat ek is, ou wat ek kon wees, en ek sien wat ek is, in besonder buite sy wil, en hy kyk vir my, en hy sou vir my vra, waarom nie? Waarom nie? Daarom gaan hierdie geleentheid, as ons voor die regterstoel voor Christus gaan verskyn, dit kan 'n heerlike geleentheid wees, maar ook 'n rooi bloos geleentheid, waar ek skaam voor hom sal staan, en skaam voor hom sal moet rekenskap gee, oor waarom nie. So as ons vanmôre met u praat oor ywerig begeer, dan is dit gefokus op ons lewens, hier en nou, terwyl ons die geleentheid het om ons lewens te kan inrig, of ons lewe en of ons sterwe, dat ons gereed sal wees vir hierdie ondervinding, as ons voor hom verskyn, om rekenskap te gee. Nou die woord ywerig beteken, bereid om hard te werk. Bereid om hard te werk. Die woord begeer beteken 'n sterk verlange. So as ons praat oor ywerig en begeer, dan is dit daarop gefokus, dat ons sal hard werk, en dan het ons die versekering van die Here Jesus, dat die Gees gestuur is om ons te bekragtig. Ons doen dit nie eens in ons eie krag nie. Hy gee ons krag. Ons doen dit nie in ons eie intellek nie. Hy gee ons wysheid om hard te leef, aan hard te werk, met 'n sterk verlange om gereed te wees, as hy my kom haal. Of dit nou deur die dood is, en of dit deur die blaas van die besuin is. Kom haal, gaan hy ons verseker kom haal. Ons moet sterwe, en of die besuin gaan blaas, en ons sal hom tegemoet gaan in die lig. Daarom is die hele gedagte van môre, lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Nou liewe broer en suster, dit klink nou baie maklik, maar ek wil net 'n paar gedagtes aan u uitwys, dat hoe belangrik dit is as ons sou besluit
om met ywer hard te werk, om gereed te wees, dit nie maar net sommer maklik gaan gebeur nie. Dit gebeur nie maar net sommer maklik nie. Want die Bybel sê vir ons in Galasiërs 5 vers 17, die vlees stry teen die gees. So in ons binneste is daar 'n stryd aan die gang. Dit wat ek wil, dit doen ek nie. Dit wat ek nie wil nie, dit doen ek. En dis 'n stryd. En daarom moet ons kies. Gaan ek my oorgee aan die vlees en doen wat die vlees wil hê ek moet doen? Of gaan ek my oorgee aan die gees en doen wat die gees wil hê ek moet doen? So dis 'n stryd. Die Bybel leer vir ons in Efesiërs 6 vers 12, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. As ons worstelstryd was teen vlees en bloed, soos ons baie keer dink, dan kon ons oorlog verklaar het, en ons kon geëlimineer het, en ons kon hulle uit die weg uitwruim. Maar nou waarsku die Bybel ons, hy sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, dis teen die owerste, die mag in die lug, die duiwel, die bose, en hy staan teë, en daarom voed hy ons vlees, om die goeie te staan. Hy voed ons, dis 'n stryd, dis 'n stryd, en dit vra toewyding, dit vra kosteberekening, of ek gewillig is, om my oor te gee aan die Gees, om my te bekragtig, om te kan lewe tot eer van sy naam. Dit vra dat ek myself moet kruisig. Ek myself moet oorgee met die belydenis teenoor die Gees. Ek kan myself nie vertrou nie. Ek kan myself nie vertrou nie. Dis hoe ons moet lewe. Dis wat die oproep is. Die Bybel sê in 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Geloof. Geloof, sê Hebreërs 11 vers 1, is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En die vyand en ons vlees fokus op die dinge wat ons sien, wat ons voel. Daarom kan ons so maklik, en doen ons dit ook, so maklik ongehoorsaam teenoor die Heilige Gees en teenoor die woord. Daarom versuim ons so maklik om die aangesig van die Here te soek, die Bybel te lees, in ons harte te bære, dat ons nie teen hom sal sondig nie. Dis 'n stryd. Dis 'n stryd. Hebreërs 11 vers 6, en dit behoort ons te motiveer, in die lig van dit waarmee ons besig is, want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ons lewe om hom welbehaaglik te wees. Om hom welbehaaglik te wees. En nou sê die woord sonder geloof. En dis 'n aspek van hom oor te gee. En dis nie maklik nie. Dis nie maklik vir die vlees nie. Dis moontlik, maar nie maklik nie. Daarom die oproep dat ons bereid en vanmôre die koste sal bereken om te bepaal, is ek gewillig, is ek bereid, is ek ywerig, begeer ek vanmôre om my lewe so in te rig in gehoorsaamheid aan die woord, dat ek hom sal behaag. Romeine 8 vers 25 sê, maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Nie een van ek en u sal 'n vinger na die Here Jesus kan wys en sê, maar waarom het u ons nie gewaarsku nie? As die besuin nou sal blaas, nog voor ons hier klaarmaak vanmôre, en ons verskyn voor hom, ekskuus tog, en ons is nie gereed nie. Waarom het u my nie gewaarsku nie? Hy waarsku ons, en daarom is ons hoop daarop, en daarom volhard ons hom. Volhard ons in die geloof, in die woord, in die krag, dat ons gereed sal wees, omdat ons hoop, hy gaan ons kom haal, of sy deur die dood, of deur die wegraping, maar ons hoop is daarop, dat ons volhard daarin. Die geloof in dit is nou Romeine 10 vers 17, die Bybel leer vir ons, dat geloof word gebou deur ons
gehoorsaamheid aan die woord. Daarom dat ons met u kan praat, die bereid om hard te werk, 'n sterk verlange te hê, om die woord in my hart te bære, en te doen wat die woord sê. Dit is ons geloof, dit bou ons geloof, dit versterk ons geloof. Dit sal verhoed en daartoe bydra, dat ons so maklik moeg en moedeloos word en in opstand kom. So maklik versuim, om te volhard in die goeie. As ons die woord hoor, en die woord in ons harte bære. Dis 'n stryd. Dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie. Dis moontlik, maar nie maklik nie. Nou sê Markus 9 vers 23 en Jesus sê vir hom wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Dis die Here Jesus wat praat. Dis God wat praat. En sal God iets sê en dit nie bedoel nie? Sal God iets beloof en dit nie waar maak nie? As hy sê, ek sal dit vir jou maklik maak, as jy jou vertroue in my plaas, ek sal jou bekragtig, ek sal dit vir jou moontlik maak, dan kan ons vanmôre sy woord aanneem. Die Bybel sê 1 Johannes 5 vers 4, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Ons geloof. Matteus 10 vers 16, kyk ek stuur julle so skape onder die wolwe in. Dis nie maklik nie. Dis nie maklik nie. 2 Timoteus 3 vers 12, want almal wat ook God vrugtig belewe in Christus Jesus, sal vervolg word. So u sien dis kind van die Here, as ons met u praat oor 'n ywerige begeerte. Ywerig begeer. Dis nie maar net iets wat ek kan sê so rustig en sê, ek wil dit doen. Ek dink ek gaan dit aanneem. Of ek dink ek gaan dit probeer nie. Dit werk nie so nie, dit gaan gepaard met stryd. Dit gaan gepaard met oorwinning. Dit gaan gepaard met die kruisig van jouself. En dis nie maklik nie. Om my eie wil aan hom oor te gee, is nie maklik nie. Ek hoop ek het vanmôre op beter inleiding nou aan u net verduidelik, en u verstaan nou, dat as ek besluit en luister na die woord, en ek besluit onder die stem van die Heilige Gees om hard te werk, ek verlang om gereed te wees, as hy my sou kom haal, ek is bereid om hard te werk, dat het gepaard gaan met stryd. Met stryd. Nou wat ons gaan maak is, ons gaan na kinders van die Here se lewens kyk, in die Bybel, oor wat het hulle gedoen, waarin was hulle ywerig en begeerig, waarin, en ons gaan kyk om van hulle te leer, oor wat ons moet doen, en onthou nou, alles begin by 'n oorgawe wat ek aan die Here maak, of ek uitwoon of inwoon, ek maak 'n oorgawe, waar ek my geheel en al aan hom oorgee, dan sal hy my bekragtig. Nou kom ons kyk wat het hulle gedoen. Die eerste persoon waarna ons gaan kyk is Abraham. Abraham. Ons lees in Hebreërs 11 vers 8. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfdeel sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Hy het nie geweet nie, daar's 'n land aan hom beloof deur God. En hy het nie geweet wat wag daar vir hom nie. Hy het nie geweet wat is daar nie. En toe die woord van God kom en hy sê, trek Abraham, trek, het hy nie teen die prikkels geskop, maar ag Vader, ek wil eers weet van dit, ek wil eers dit hoor, ek wil eers net gaan kyk. Die Bybel sê hy het in gehoorsaamheid het hy weggetrek na 'n land wat hy nie geweet het nie. Na 'n land waar hy sou kom wat hy nie geweet het nie. Gehoorsaamheid. Gehoorsaam. Abraham vertrou God. Hy vertrou die Here God. En in gehoorsaamheid trek hy.
trek hy. Ongeag hoe hy voel. Ongeag van wat hy gedink het en wat hy moet ontvang. Hy vertrou God, want hy is oorgegee aan hom. En hy weet God se begeerte is vir hom die beste. Gehoorsaamheid. Liewe kind van die Here, dis die eerste wat ek en u moet besluit oor. Hoe gehoorsaam, hoe ywerig, hoe bereid is ek om hard te werk om in gehoorsaamheid my oor te gee aan die woord, om dit te doen. Al verstaan ek nie, as ek seker is dis die Here God wat met my praat, uit sy woord uit my omstandighede uit, want die stem van die Here gaan ook deur omstandighede na my toe, om met my te praat. As hy vir my iets sê, om dit te gehoorsaam, onomwonde, te gehoorsaam, nie alles te bevraagteken nie, maar om te doen, wat die Here sê, wat die woord van die Here sê. Ek meen, hy sê vanmôre vir ons, lê jou ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Onomwonde, gehoorsaam, om hom te behaag. Dis die eerste wat ons leer by Abraham, gehoorsaamheid. As die Here met my praat in my binnekamer, om te gehoorsaam. As die Here vir my sê wat ek moet doen, in gehoorsaamheid, moet ek dan reageer op dit wat die Here vir my sê. Die tweede waarna ons gaan kyk, op die tweede persoon is Moses. Hy het in leidsaamheid, het hy ywerig begeer. Hebreërs 11 vers 24 en 25. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lang genot van die sonde te hê. Hy was daar in hierdie haaglike omstandighede, en Farao se dogter kom by hom, en sy sê, of hulle kom by hom, en bied hom 'n pos aan, 'n senior pos, haal hom uit hierdie haaglike omstandighede uit, gee hom 'n baie beter lewe. En wat doen Moses? Hy besluit, God het my hier geplaas, en as God my nie hier uithaal nie, ek sal nie deur my omstandighede, of deur my vyande, sal ek mislei word nie. En hy volhard in leidsaamheid. Die geleentheid gebied om sy omstandighede drasties te verander in sy vlees. Drasties. Maar sy eer, God se eer, en die vreugde van God, was vir hom baie meer as dit wat hom aangebied word. Daarom laat die Here soms leiding oor ons pad toe, om ons te leer. Ek sê weer, ons verstaan nie. Maar sodra ek nou begin kortpaaie soek om uit hierdie leidsaamheid uit te kom, loop ek die gevaar om nie gereed te wees vir die dag as hy kom, en vir die dag as ek voor die regterstoel verskyn nie. Daarom, al klink dit vir my hoe goed, al klink dit vir my hier mooi, onthou nou weer eens, Moses, hy was vrygestel van die swaar, hy was vrygestel van verdrukking, en onverskrokke kies hy om eerder te ly, om in leidsaamheid te bly. Want die vreugde van God en die blydskap van God hier binne in hom was groter as die uiterlike, En daarom kies hy om te bly waar hy is, om God te behaag, om hom te behaag. Die derde waarna ons gaan kyk, of persoon waarna ons gaan kyk, is Josef. Ons lees in Genesis 39 vers 12, dat hoe het hy gevlug vir sonde. Toe gryp sy hom aan sy kleed en sê, kom hou gemeenskap met my. Maar hy het sy kleed in haar hand gelaat agterbly, en gevlug en na buite geloop.
'n geleentheid hom gebied, maar hy vlug weg van sonde. Hy kyk nie hoe naby hy daaraan kan kom nie. Hy vlug weg. Vers 23 van Genesis 39. Die owerste van die gevangenes het glad nie na iets omgekyk wat aan hom toevertrou was nie, omdat die Here met hom was. En wat hy doen, het die Here voorspoedig laat wees. So liewe kind van die Here, baie keer luister ons na die stem van die vlees, as hy vir ons die sondige dinge van die wêreld voorhou. En dan oorweeg ons dit. Laat ons doen wat Josef gedoen het. As daar iets oor my pad kom deur die wêreld, deur my eie vlees, laat ek vlug weg van die sonde af. Die grootste gevaar is vir 'n kind van die Here, is om te kyk hoe naby hy aan sonde kan kom. My liewe kind van die Here, sonde sal my en jou geestelike lewe vernietig. Dit het die Here Jesus 'n duur prys betaal gekos, dat ek en jy vry kan kom van sonde. Waarom wil ons nou met sonde speel? Laat ons wegvlug van sonde af, met 'n begeerte, met die bereidheid om hard te werk, om behaaglik te wees vir hom. Vlug soos Josef van sonde af. Die vierde is Elia. 1 Konings 17 vers 1 lees ons, dat Elia se begeerte was om waardig voor God te staan. So waar as die Here, die God van Israel leef, vir wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou in hierdie jaar wees nie, behalwe op my woord. Hy was so oorgegee aan God, dat hy die woord van God gespreek het, waardiglik. En so, liewe kind van die Here, dis 'n duurprys. Ons het gehoor die stryd waarin ons bevind. So om waardig voor die Here te staan, is ook nie maar net iets wat outomaties of so sagkens sal gebeur nie. Dit vra 'n prys wat betaal moet word, wat nie aangenaam is vir die vlees nie, maar dat ons sal kies soos hy, om waardig voor die Here te staan, meer as om waardig voor mense te staan, die vyande van die Here. So kom ons leer van hom, en ons maak soos wat Josef gemaak het, ons vlug weg van dit wat ons weet, wat God nie behaag nie. Die vyfde wat ek vir u wil voorhou is Daniël. Daniël, lees ons in Daniël 6 vers 10 en 11, het volharding, in volharding het hy gestaan voor die Here. Ek lees vir u vers 11, en toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokamer die vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy 3 maal op die dag op sy knieë geval en gebid en lofprysing uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Darius het 'n bevelskrif uitgereik en gesê, julle mag nie bid nie. Julle mag nie bid nie. En Daniël het volhard. Hy het soos die goeie gewoonte was, in sy bokamer gegaan. En hy het sy venster oopgemaak. En hy het gebid tot die lewende God. Volharding. My liewe broer en suster, die wêreld sal ons verhinder. Die wêreld en die dinge in hierdie wêreld, en ek sê weer ons eie vlees. Ek het vir u dit gelees voor ons begin het. Die vlees stryd teen die gees. Hy staan teë. Die wêreld sal ons verhinder om te volhard. Sal ons verhinder, die wêreld sal ons wil aanmoedig om stil te word. Om onwaardig te lewe. Laat ons volhard soos Daniël in dit wat ons weet wat goed en wat reg is. Die volgende persoon wat ek vir u wil voorhou is Paulus.
Handelinge 26, 22 en 23 lees ons, hy het volhard in getuienis. Maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot en spreek niks buiten wat die profete en ook Moses gesê het, sou gebeur nie. Dat die Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode en 'n lig aan die volk en die heidene sou verkondig. Hy het getuig. Ons het nou in Pinkstertyd het ons gehoor, die Gees is gestuur. Jesus het gesê, dis vir julle voordelig, dat ek gaan, want as ek gaan, sal die Gees kom, en hy sal julle bekragtig om te getuig. Ons moet volhard in gehoorsaamheid, al die voorafgaande, om mense te vertel van die liefde van God, wat ek met hom beleef het. Hy het my siel uit genade gered. Hy het my die mag gegee om na myself te verwys as kind van die Here, op grond van sy liefde, nie op grond van hoe goed ek is, hoe gehoorsaam ek is, en hoe goed ek my Bybel ken, en hoe vinnig ek teksversies kan kwoteer nie. Hy het my gered op grond van die feit dat ek 'n sondaar was, en hy het sy hand uitgereik na my, en hy het my siel gered. Getuig, en vertel, waar jy beweeg, vertel mense wat het Christus vir jou gedoen het. Volhard soos Paulus in getuienis. Jesus wil mense nog red. Jesus wil mense bereik. En waar jy en ek beweeg in die dag is waar baie ander nie beweeg nie, is daar tog iemand met wie God wil praat. Hoe weet ek en jy? Daarom moet ons volhard in getuig. As ons 'n geleentheid kry om te vertel wat ek ervaar en beleef het met God. Volhard in getuig. Begeer, ywerig, werk hard, met 'n sterk verlange om met mense te praat oor Jesus. En weet jy wat 'n wonderlike voorreg, ek dank die Here, ek kan vanmôre ook praat van waarheid in ondervinding in my lewe. Dit is 'n wonderlike voorreg as jy met iemand praat oor wat Jesus vir jou gedoen het. En daai persoon kyk vir jou en 'n traan rol oor sy wang. En hy sê, ek wil dit ook graag hê. Ek wil ook graag hê wat jy het. Getuig. Die laaste waarna ons gaan kyk is Dawid, die 7de. Dawid. Hy het opgetrek teen die vyand. 1 Samuel 17:32 en Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed tog nie ter wille van hom sink nie. U dienaar sal gaan en teen die Filistyn veg. U ken mos die verhaal van Goliat. Dawid was 'n ou klein mannetjie. Hy kon die wapenrusting kon hy nie eens aantrek nie. En hy trek op teen hierdie reus in die naam van God. Ek sal nie toelaat, ek mag nie toelaat dat jy my God, die heilige God, onteer nie. En hy trek op teen hom. In Efesiërs 6:13 lees ons daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Liewe kind van die Here, dit is swaar, dis 'n stryd, maar ek wil vir u sê, dis moontlik. Deur die werking van die Heilige Gees is dit moontlik om te kan lewe om God te behaag. Dis moontlik om te kan lewe 'n kanaal te wees vir hom waardeur hy kan werk. Dis moontlik om ywerig te begeer in gehoorsaamheid, in lydsaamheid, deur te vlug vir sonde, deur waardig voor God te staan, deur te volhard, deur te getuig en deur op te trek teen die vyand. Die woord van die Here is aan u verkondig. Die vraag is nou, wat gaan jy met die woord van die Here doen? Moenie vinnig wees nie.
Want ons het vir U uitgewys. Dit vra iets. 'n kosteberekening. Word stil voor die Here en vra die Here, as jy daar by die huis kom, vra die Here, Here, wys my, hoe lyk my hart voor U? Wys my. Wys my of ek gewillig is om hard te werk, om U toe te laat om my te reinig, om my toe te laat om die regmatige plek in my lewe in te neem, die troonplek in my lewe. Is ek gewillig om myself te kruisig? Is ek gewillig? Is ek gewillig om myself te verloon, deur te sê, ek kan myself nie vertrou nie. Neem jou maar voor, jy gaan vanaand ernstig Bybelstudie doen. En jy gaan vanaand bid, van vroeg tot laat. Neem jou maar voor. As jy dit nie doen, deur die genade en die instaatstelling van die Here. Die vyand fokus deur ons vlees, deur ons gevoel, deur wat ons sien en voel en ervaar. Hy fokus daarop. En hy maak ons moeg. En hy maak ons lam. En dan onttrek ons. Nou sê die woord, hy wat onttrek, soek sy eie belang. Soek jy jou belang, of die belang van die Here? Die Here help vir u, om gehoorsaam, soos wat ons gehoor het, aan sy woord, te word en te bly. Amen. Kom ons buig ons hoofde, ons maak ons oë toe. Ek gaan 'n paar oomblikke gee van stil gebed, net 'n paar, dat u net nou met die Here sal praat, en vir hom sal sê, wat u begeerte is. Net 'n paar oomblikke van stil gebed, dan sluit ek vir ons af. Hemelvader, ons het vanmôre u woord gehoor. En dit is ons begeerte, dat u vir ons insig sal gee in ons lewens, sodat ons kan bepaal of ons in die lig van u woord ywerig begeerig is, om daders te word van u woord. Wys ons harte vir onsself, en Here, gee vir ons genade, dat ons met onsself sal doen, wat vir u welbehaaglik is. Dankie dat ons kan bid en vra, dat u die naprediker van u woord sal wees, en dat u asseblief sal verhoed en verhinder, dat die roofvoël van die hemel, die saad wat gesaai is, sal kom wegpik. Baie, baie dankie, u het hom oorwin, en daarom weet ons, as ons u dit vra, u opgewonde is, om ons by te staan. Dankie, ons bid dit, in diepe, diepe dankbaarheid, vir u liefde en genade. Amen. Goed, ons sluit af, met die sing van die lied.
ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede, en ek hoop as ons mekaar weer sien op die Here se bestemde tyd, dat ons vir mekaar kan sê, prys die Here, hy is goed, hy is goed. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, die Vader, en teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen.